kan jou Bybel volg, jy kan aantekeninge maak, en ons gesels verder oor die brief van Petrus, dit weet jy by nou al. En ons trek by hoofstuk 4, trek volgende by hoofstuk 4, daar is nog so klein stukkie oor van hoofstuk 3, as jy nou mooi gevolg het, gaan jy agterkom verlede keer dat ons geëindig by hoofstuk 3 vers 18. Maar hoofstuk 3 gaan tot by vers 22, so daar is so klein stukkie oor van hoofstuk 3, maar ek gaan op 'n ander keer terugkom na dit toe, want daar is nogal 'n lekker iets oor te gesels oor daardie gedeelte. Maar ons gaan aan en ons is by hoofstuk 4 en Petrus is besig in sy brief, as jy die brief lees, en hy bou voort op hierdie tema, die hele tema daar, gaan oor geestelike groei. Dit weet jy by nou al. Gaan oor geestelike groei. Dit gaan daaroor waar hy hierdie Christene aan wie hy skryf, en ook so aan jou en my, aanmoedig om God in alle fasette van hulle lewe, en in alle omstandighede om God eerste te stel, en om hom te verheerlik. Dis waar het gaan, geestelike groei, en geestelike groei beteken ek is op 'n plek waar ek groter en sterker in die Here word, waar ek volwasse is, waar wanneer iets met my gebeur wat nie so lekker is nie, dan gaan dit nie oor my nie, dit gaan daaroor, dit gaan oor God. Ek wil hom verheerlik en ek wil hom eerste stel. Hy is besig om steeds hieroor te praat. Hy skryf in konteks, skryf hy aan die Christene van daardie tyd van hulle wat verstrooi is, maar hy skryf aan Christene, en ek en jy weet, as jy die geskiedenis gaan lees en bestudeer, die Christene, die van die early Christians, hulle het dit moeilik gehad. Hulle was vervolg. Hulle moes in die geheim met mekaar kom. Hulle het nie 'n lekker gebou soos ons gehad. Daar's nie verwarmers en lekker sitplekke en mooi musiek en jy is baie keer maar alleen, maar die groepie wat by mekaar was, die Christene daardie tyd, was erg vervolg. Petrus skryf ook aan hulle en hy bemoedig hulle, sommer reg in hoofstuk 1, bemoedig hy hulle en hy moedig hierdie Christene aan. Hy sê, ouens, terwyl dit met julle swaar gaan, julle moet groei, julle moet God eerste stel, maar hy bemoedig hulle met die liefde van die Here. Hy bemoedig hulle met die kruis van Golgotha. Hy bemoedig hulle dat die Here vir hulle gesterf het en dat hy opgestaan het en dat hulle ook eendag gaan opstaan en hy praat oor die ewige erfenis wat op hulle wag. So midde moeilike omstandighede, vat hy hulle fokus weg en hy sê, hier is die dinge waaroor julle julleself moet verbly en verheug. Nou verstaan ons, Petrus skryf aan die gehoor van daardie tyd, sy lesers, maar die geestelike beginsels en leringe wat hy oordra, geld vandag nog steeds vir jou en my. Ons weet, die Bybel is nie aan ons geskryf nie, maar is vir ons geskryf. So jy lees die konteks en jy sien goed, wat was die omstandighede, hy praat met hulle, maar hy gee lering, en dan in die Bybel is daar beginsels en geestelike lesse wat universeel is, wat oor al die eeue van al die Christene van waarde is. Daarom is Petrus se brief, terwyl hy aan hulle skryf, en hy hulle bemoedig onder swaar omstandighede, is sy brief ook vir jou en my. En julle verstaan dit so, en ons kyk na wat gebeur, en ons pas dit toe, en ons neem bemoediging uit dit uit, en ons gaan vorentoe. Nou kom Petrus hier in hoofstuk 4. Wat hy in hoofstuk 4 doen, gee vir jou so vinnig 'n bietjie agtergrond, en dan gaan ons 'n paar verse van hoofstuk 4 lees. Hy kom en hy sê, vir hulle en dan vir jou en my, dat die aanvalle teen ons, in ons geestelike wandel, jy en ek weet, ons is hier op aarde, ons lewe fisies, ons het 'n aardse lewe, maar eintlik behoort ons ook aan die Here, so ons het 'n geestelike wandel. Nou sê hy, die aanvalle teen ons, kom van twee fronte af. Twee fronte. In die eerste plek, kom die aanvalle teen jou en my, en hoor mooi, die verleiding, dit kom deur die verleiding van ons eie menslike begeertes. Hy vleesmens wat sy eie ding begeer, is altyd daar. Jou eie begeertes, jou eie vleeslike begeertes. Dis die een kant waarvanaf die aanvalle kom. En dan van 'n ander front af kom is dit die versoeking van 'n goddelose samelewing. Dit wat daar buite voorgehou word. Vriende wat sê, kom aan man, of wat ook al. So uit jouself uit,
Die ou vleesmens sal die vyand kom en hy sal jou kom aanval op daai begeertes. Dan ook lewe ons in 'n goddelose wêreld en die aanvalle van buitekant af, die blink en die skitter van die wêreld daar buite. Kom die vyand mee en hy laat dit baie mooi lyk. So hierdie is die twee fronte wat hy sommer hier in hoofstuk 4 aanspreek. Ek en jy moet verstaan dat die druk van ons nooit afgehaal word. Kan ek 'n amen kry? Jy weet dit. Die druk word nooit van ons afgehaal nie. Wat bedoel ek daarmee? Elke dag word ek en jy as kind van God gekonfronteer met sonde. Is dit so? Verseker. Die druk word nooit afgehaal. Elke dag moet ons weerstand bied. Elke dag moet ons kies tussen verkeerd en reg. En ons dank die Here dat die Heilige Gees in ons woon. Want die Heilige Gees sê vir jou en die Heilige Gees sê vir my, dis verkeerd en dis reg. Die Gees van God praat met elkeen van ons, dis reg. Elke dag moet ons weerstand bied. Wanneer ons lewe, hier is een ding wat jy moet verstaan, wanneer ons lewe aan die Here oorgee, wanneer die prediker 'n uitnodiging maak, argumentshalwe, en hy sê, kom, die Here is daar vir jou, Jesus is die antwoord vir jou lewe, en jy maak hierdie oorgawe, moenie onder die indruk wees, dat wanneer jy 'n kind van God word, dan val die Here, dan sluit hy jou in 'n glaskas toe, en dan kan niks by jou uitkom nie. Ons is nie in glaskaste toegesluit nie. Ons is nog steeds in hierdie wêreld, en nog steeds kom die versoekinge van alle kante af. Maak dit vir jou sin. Jy's nie skielik, is dit net maanskyn en rose, en jy oomblik in jou hart vir die Here gee, jy is super Christen, en jy doen nooit weer iets verkeerd. Dink die teendeel is meer die waarheid. Ouens, vurige beproewing en lyding, swaar kry. Ons het nou 'n paar keer gepraat in hierdie brief oor swaar kry. Vurige beproewing en lyding is deel van jou en my geestelike wandel. Jy kan dit nie anders hê nie. Ek wens dit het anders gewerk. Weet julle wat, dit gaan eendag anders werk. Dink nou daaraan. Hier op aarde praat ons van, jy moet groei, jy moet vorentoe beë, jy moet nee sê, jy moet die regte besluite maak, jy moet heiligmaking nastreef, tot op 'n dag, wanneer ons eendag by die Here inwoon, in heerlikheid, sal sonde die laaste vyand wees wat oorwin is. Daar kom 'n tydstip in die toekoms, waar ons opgeneem word, wanneer God hierdie hele aarde en die hele bestel tot 'n einde roep, en ons inbeweeg in ons erfenis, en ewig by God woon, dan sal daar nooit weer sonde wees nie. Ek sien uit na daardie dag. Nou hier op aarde, moet ons verstaan as kind van die Here, dat versoeking, verleiding, lyding, met 'n lang ei, swaar kry, is deel van hierdie pad wat ek en jy stap. Ervaar jy dit ook so? Goed. Ons het reeds gesien, in hoofstuk 1 tot 3, het ek telke male vir jou uitgelig, dan gee Petrus 'n situasie wanneer jy geskel word, of wanneer mense, of wanneer daar gesag is, of in jou huwelik, hy gee 'n klomp situasies, en keer op keer, en ek gaan dit nou glad nie herhaal, maar keer op keer sê hy vir ons, hoe ons binne daardie situasie, ons self moet handhaaf. Ek praat dat ons het nou baie daaroor gesels. Nou kom ons by 1 Petrus hoofstuk 4 vers 1, lees dit nou saam met my. Hy sê, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, en ons verstaan dit, Jesus het na die vlees gelei, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, dis ons tema vir die oggend, wapen jouself met 'n goddelike gesindheid. Jy moet met dieselfde wapen, moet jy jou wapen, dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Net aan eerste vers. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Dit kom hierop neer, en dit weet jy reeds, en ek lig dit weer vir jou uit. Soos Christus gesterf het aan die kruis van Golgotha,
so het ek en jy dan ook, ons praat van die ou mens, die sondige mens, afgesterf. En soos Christus begrawe is en opgestaan het, so het jy, nadat jy jou hart vir die Here gegee het, hom gevolg deur die doopwater, en jy is begrawe in die doop. As die ou mens, as 'n uiterlike bewys, ek het gesterf vir myself, begrawe in die ou mens, maar ons gaan nie fisies dood nie, ons deel dit in die doop. En soos Christus opgestaan het, wanneer jy die water uit opstaan, staan jy op in hierdie nuwe lewe met hierdie voorneme, Here, nou leef ek vir U. Maar ek het nou gesê, nou is jy nie in 'n glaskas nie. Nou moet jy nog steeds elke dag met hierdie dinge worstel. Geestelike groei. Ons kan nou boeke skryf en ek kan vir jou kursusse aanbied. Weet jy waar kom dit neer? Dit is so eenvoudig. As ek geestelik wil groei, moet ek Jesus se voorbeeld volg. As easy as that. Wel, dis die definisie. As ek en jy sê, Here, hoor nou hierdie groei storie, maar hoe groei ek nou? Kyk na Jesus se voorbeeld. Kyk na wat het hy deurgemaak. Kyk na die gesindheid wat in sy hart is. Die Bybel sê, hy het sy heerlikheid het hy prys gegee. Hy het gekom as 'n slaaf. Hy het kom wandel op hierdie aarde. Hy het nie gekom as 'n koning, hy het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar ek het hier gekom om te dien. Ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, ek het gekom om die wêreld te red. Hy het gekom om liefde te gee. Hy het by die mense wat liefde nodig gehad het, hy het by hulle stil gestaan. Ons ken die Bybel. Die voorbeeld van Jesus, as ek en jy dit kan navolg in ons alledaagse lewe, groei ons geestelik. Dit moet vir jou sin maak. Hierdie beginsel is in ons huishouding. Wat doen kinders? Kinders word en kinders doen wat hulle by pappa en mamma sien. Daar's daai beginsel. Dit wat jy as pa en ma modelleer in jou huis, gaan jou kind optel. Ouens is baie, ek dink nou maar aan, partykeer kry jy hierdie Facebook of YouTube of wat ook al kanale, dan dink jy ouens, hulle is baie oulik, as boetjie nou, ek het al die ding gesien van die klein seentjie, dan trap hy sy ma uit. Dan klink dit verskriklik oulik. Waar het hy dit gesien? Hy het by sy pa gesien. En sy pa praat so met sy ma. Nou dink die wêreld is verskriklik cute. As boetjie nou vir pappa nahaal. En so met sy ma praat. Maar was die dag as jy so met jou ma gepraat het, ouers? Nee, man. Dit sal jou laaste keer wees dat jy so met jou ma praat. Daai dame dan maar terugkom. Okay, want dit is nou ouens wat kinders sien by 'n pa en 'n ma, gewoontes, maniere van praat, maniere van dink. Ouers, ons het 'n ontsaglike verantwoordelikheid vir al die klein kinders. Hulle word en doen wat hulle by jou sien. Dis die beginsel. So ons word en doen wat ons by Jesus sien. Daar is die beginsel. En dit is wonderlik dat ek en jy ons posisie in Christus verstaan. Wie van julle hier verstaan jou posisie in Christus? Ons verstaan wie ons is, gered. Ons is nie superheilig nie, ons is nie God nie, maar ons is heilig, want God verklaar ons heilig, ons sondes is vergewe, we've got a right standing with God, ons harte neig na ons verstaan ons posisie in Christus. Ouens, weet julle wat, jy kan dit net intellektueel verstaan. Dis nie waar dit moet eindig nie. Dis nie goed genoeg dat ek en jy verstaan, ons verstaan ons posisie in die Here. Dis nie net goed om dit net intellektueel verstaan nie. Daai verstaan dat ons posisie in Christus is, moet oorgaan in 'n praktiese karakterverandering en 'n uitleef hoe ons dit wat ons verstaan uitleef. Anders bly dit net kopkennis. Wanneer die opleider gee en sê vir die persoon, nou moet nie net kopkennis wees nie, maar dit prakties uitleef. Self. Nou het net ons verstaan ons posisie in Christus nie. Dit moet uitspeel in jou en my karakter, dat ons verstaan wie ons in die Here is. Jesus se verlossingswerk en sy werk hier op aarde moet gesien word. Dit moet uiting vind in jou en my werk hier op aarde. As ons leef soos kinders van God, dan is dit 'n bewys van wat Jesus gedoen het. Wat Petrus hier sê,
Ek gaan nou vir jou verder lees, ons het nog net vers 1 gelees. Wat Petrus hier sê, hy sê, ouens, wanneer jy by Jesus uitkom, moet daar 'n skoonbreek wees. 'n Skoonbreek tussen die ou mens en die nuwe mens. Daar moet 'n skoonbreek. Bekering, ons praat van bekering. As jy nie geweet het wat bekering beteken. Ouens, bekering beteken, ek stap in hierdie rigting. Ek is op my eie missie, ek is op my eie pad, ek is my eie God. Ek beweeg in die sondige wêreld. Ek stap hierdie rigting. Ek hoor die evangelie. En iets gebeur in my hart en ek sê, Here, ek is 'n sondaar, ek het U nodig. En ek draai 180 grade weg van daardie rigting. Nou stap ek in 'n ander rigting. Dis bekering. Dis 'n skoonbreek. Ek het eens soontoe geloop, bekering, ek draai om, ek stap weg van daar af. Ek is nie nog so een voetjie daar. En Sondag in die kerk. En dan Maandag in die, jy met my? Dis wat hy sê, eenvoudig. Ek wil jy dit weer eens vanoggend hoor. 'n Skoonbreek met sonde. Party Christene, wanneer hulle tot bekering kom, dink dat sekere swakhede is nog oukei. Ouens, jy sien dit. Die hoor mense praat, die hoor mense lewe. Ja, maar ek is 'n Christen. Maar jy weet, Pieter, jy moet nou net onthou, niemand is perfek nie. Jy het dit al gehoor. Jy moet nou net onthou, ek het nou hierdie ou swakheidjie, maar wie wat, dis dan nou reg nie so erg, soos daai ou nie. Kyk, as jy nou moet meet, daai ou is op 'n rigterskaal van hier, ek is maar hier by, ek weet ek het nou hierdie ou swakheidjie in my, maar Jesus, pastoor, dis dan nou reg nou nie so erg. Jy weet, ek sal amper oukei. Ouens, dis hoe mense met sonde omgaan. Ek wil net hoor. Party ouens het daai idee van, ja, maar Pieter, jy het nou gesê, ons is nie 'n glaskast nie, ons is nie perfekte Christen nie, so hoe moet ek het nooit gesê jy moet perfek wees nie. Die Bybel het nêrens vir jou en my gesê, jy moet perfek wees, ons sal nooit perfek wees nie. Eendag wanneer ons by Christus inkom. Maar hy sê ons hart moet strewe na God toe. En nou kry jy hierdie situasie, ouens, waar mense, hy wil die Here dien, hy wil hy hoor die goed, maar dan kruip hy weg agter so 1 of 2 gewoontetjies. En ja, maar jy, nee, kom maar man, ek weet, jy moet nou weet, dis dan nou nie so erg. Gaan lees Petrus. Hy sê, skoonbreek met die ou lewe. Wanneer jy jou hart vir die Here gee, ouens, dan is dit, Here, hier was ek my eie baas. Hier het ek gedoen wat ek wil. Hier het ek agter my vleeslike begeertes aangeloop. Ek kry klaar met dit. Ek is nou onder U bestuur. Ek leef nie, maar wat U wil hê. Ek lewe na heiligmaking toe. Strewe na heiligmaking toe. Kan ek vandag vir jou sê, gemeente, en ek het net toe ek dit weer deurgaan en voorberei, net weer besef, ons moet vir mekaar sê, ons moet vir die kerk sê, ons mag nie gemaklik raak met sonde nie. Ons mag nie sonde goed praat. Wees versigtig om net te oordeel, ons het vorige keer daaroor gepraat. Ouens, wanneer jy met jou kinders praat, en jou vriende, familie, jy het 'n verhouding met hulle, en hulle vra jou vrae, en jy moet leiding gee dan leiding. En moenie dan sonde, in die Engels praat ons van sugarcoat, nee? Romeine 6 vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, sodat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?
'n skoonbreek. Ons gaan terug na 1 Petrus 4 vers 2, ons is nou by vers 2 en vers 3, hoor nou wat sê hy, sommer in die begin van hoofstuk 4, dis waaroor hoofstuk 4 gaan, om die oorige tyd in die vlees, nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Vers 1 sê, julle moet wegbeweeg, jy wat gelei het na die vlees, het klaar gekry met die sonde, en nou sê hy vir jou en my, die oorige tyd wat jy het op hierdie aarde, die tyd wat jy oor het om nog te lewe, van hier af vorentoe, moenie die oorige tyd, die oorige dae, die genade van God wat hy jou gee, jou oorige jare wat nog oorbly tot die dood, net, dis wat hy bedoel. Moenie daai tyd spandeer om steeds die begeerlikhede te doen van wat jy voorheen gedoen het. Ouens, hier sit ons. As bestuursraad het ons in die week het ons nie sê praatjie nie, ek wil sê ook nie 'n lering nie, maar ons het wat wil ek dit doen? Ons het ontmoet met iemand en ons het gesit as bestuursraad. En die persoon het met ons gedeel hoe hy met mense deel. Die vraag wat hy gevra het, en iets wat in my hart vat geslaan. Wanneer wil jy nou klaar kry met die gemors? Wanneer wil jy nou ophou? Wanneer wil jy nou oorwinning kry oor dit wat jou terughou in God se koninkryk? Hoeveel dae het jy nog oor? Hoeveel jare het jy nog oor? As dit 'n jaar is, as dit 5 is, as dit 10 is, as dit 20 is, moenie die oorige tyd van jou lewe, wat nog oorbly, nadat jy jou hart vir die Here gegee het, moenie daai nuwe tyd nog gaan leef op die ou manier nie. Maak dit vir jou sin? Dis wat hy Jesus sê. Maar lewe dit wat oorbly volgens die wil van God. Nou kom hy by vers 3, hy sê, want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd, dit wat ons geleef het voordat ons tot bekeer, dis nog genoeg dat ons sondaars was ons ordentlike sondaars. Jy hoor partykeer hoe ouens breek. Jy moet nie daaroor breek nie, maar dankie sê die Here jou gered het. Maar net in konteks, party sal vir jou sê, broer, jy het my nie geken voor my bekering nie. Jy het dit al gehoor. Kyk nou maar, ek het dit opgevat. Ek, maat, kon dan gewerk het hoor. Kyk, ek het kroon leeg geslaan op my dag. En dan, okay, great. Jy was daar nou hierdie, my peanut in die packet. Maar dis nie waar jy moet doen nie. Jy moet sê, dankie, Here dat jy die groot sondaar tot bekering gebring het, en daaroor bly wees. Maar ek verstaan dat mense partykeer sê, as hulle sê, yes, Here, ek was half. En nou is ek nie meer half nie. So, miskien reg, moet nie gaan breek oor hoe oulik jy was nie, né? Dit in die konteks. Goed. So hy sê, die oorige tyd, leef dit volgens die wil van God, want weet jy wat, dis genoeg, dat jy soveel jare gemors het. Dis genoeg. Jy het klaar droog gemaak. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, die gees van hierdie wêreld. Deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brassery, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderry. Hy sê, ja, ouens, dis genoeg dat julle dit gedoen het. Maar breek nou van daardie ou lewe en maak 'n nuwe begin in die tyd wat God jou nog oorlaat op hierdie aarde. Lewe jou dae uit met 'n strewe na heiligmaking. Kan iemand amen sê? Is dit jou wil? Is dit wat jy saam met my wil sê? Here, die dae wat U nog vir my geallokeer het, mag ek by dae uitsien 'n strewe om U te behaag. Ek het eendag met 'n vrou gesels, ja, julle dit het my getref en my het gepraat met 'n ouerige tannie. En sy sê vir my in die gesprek, sy is so spyt dat sy nie die Here op 'n vroeër ouderdom in haar lewe ontmoet het nie. Sy sê ek het nou net so 'n stukkie oor om nou vir die Here te leef en vir hom iets te doen. Sy sê ek is so spyt. So spyt
ek die Here nie verloor ontmoet het nie. Wel, dankie Tannie, die Here het jou in die hande gekry. Die rower aan die kruis, die veroordeelde, Jesus sê vir hom vandag, is nie saam met my. God se genade is groot. Ons sing 'n liedjie, julle ken die liedjie, wasted years, oh how foolish. As we walk down the pathway of life, turn around, the Lord is calling. He's calling you from a life of wasted years. En miskien sit party van ons hier sê, Here, dankie dat U my gered het. Dankie dat U my kind gemaak het. Dankie dat my naam geskryf is in die boek van die lewe. Dankie Here, dat ek ergens die evangelie kon hoor. Heilige Gees, dat U my hart sag gemaak het. Dat ek besef het ek is 'n sondaar, bestem vir 'n ewige hel sonder God. Maar U het iets kom doen, liefde het my hart kom wen. Maar Here, dankie dat U die jare wat ek so gemors het, dat U dit ook vergewe het. Ouens, hier is die wonder van God, dat wanneer ons waaragtig tot bekering kom en ons hart oorgee na Hom toe, dan vergewe Hy alles wat ons gedoen het. Moenie jy nou weer daar gaan leef nie. Moet ook nie dit wat jy gedoen het, so in jou onderkry dat jy niks goeds kan wees nou nie. Party mense kan net nie loskom van hulle verlede nie. As die Here jou vrygemaak het, is jy vry. Ek praat van ware bekering, ware berou. Nie 'n halwe idee nie. Volkome wat jy waaragtig tot bekering kom. Dan vergewe die Here jou al daai nonsens wat jy aangejaag het. En Hy maak jou skoon. En Hy maak jou nuut. Jy kan wegstap van dit af. En as jy dit bely het, het jy dit mos nou voor God bely. Moenie gaan leef in jou verlede nie. Nou moet ek maak soos 'n goeie prediker maak. Ek haas my. Ek het nou net lekker begin preek. Ons nou hier in derde raad. Kom ons maak klaar. As 'n paar verse, ek wil graag eindig. Petrus lig uit, jy het nou die prentjie gekry. Moenie hinker na dit wat was nie. Strek jou uit na wat? Vooruit. Strek jou uit vanaf. Jy het daai boodskap. Net in daai eerste 3 verse, dis die konteks daar. Goed. Nou kom hy in vers 4, en nou sê hy vir jou 'n ding, hy sê, weet jy wat, as jy 'n vaste besluit vir die Here maak, dan breek jy met die verlede, en dit is dalk nodig dat jy ook breek met vriende. Dalk, nie altyd nie, maar dalk dat jy sulke verkeerde vriende, ouens, aan die vriende word jy geken, hè? Mense sê mos daai ding. So nou sê Petrus hier, so hy sê, jong, maak 'n besluit vir die Here, al kos dit jou vriende. Vers 4. Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie. En hulle laster. Nou praat hulle sleg van jou. Eers wat jy die goeie chom en nou het jy die Here dien, nou praat hulle sleg van jou. Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. So al wat hy hierso sê, hy praat van ouens, julle het 'n breek gemaak van julle verkeerde lewe. Dit beteken, jy moet dalk, hoor wat ek sê, dalk gebeur dit, dat jy familie en vriende moet agterlaat. Sê die Here dit nie? So dis nie vir almal die geval nie, maar waar jy waaragtig vriende het wat jou die afgrond aftrek, sê hy los. En nou van daai vriende, eers was hulle jou vriende, nou dien jy die Here en nou belaster hulle jou. Nou praat hulle sleg van jou. Die Here sê, Petrus sê luister, los. Want elke mens sal voor God staan eendag. Ons het in die vorige hoofstukke gesê, dis nie jou en my plek om judge, jury en executioner te speel nie. Ons het niks te sê oor mense. Maar hier is die ander mooi ding wat ek ook gehoor het in die week, waar iemand gesê, het die Here jou dan nou nie spesifiek gered om jou vriende te red nie. So wanneer jy 'n vriendskap het met vriende, en hulle jou toelaat, en hulle uitvra, en hulle sien daar's 'n verandering, hulle is nuuskierig, en jy kry die geleentheid om met hulle te praat met hulle oor die liefde van die Here, en wen jou vriende vir die Here. Dit sal wonderlik wees. Maar as hulle niks met God te doen wil hê nie, en kos jou dat jy jou vriende verloor, en jy stap alleen uit, soos mense wat ek ken in die gemeente wat gesê het, ons het al ons vriende verloor, want hulle wil net nie die Here dien nie.
dan sê Petrus, en die Bybel sê vir jou, dis reg, volg jy die Here, en hulle sal eendag, as hulle nie tot bekering kom nie, sal hulle voor God staan. Wat ek en jy kan doen, is ons kan vir ons vriende elke dag bid. Sê, Here, ek was eens deel van hulle, red my vriende, en nou aan vir hulle te bid. Praat van gebed, dis wat Petrus hierso vir ons sê, in vers 7, hy gaan aan, hy sê, ons is geroep, en hy moedig ons aan, tot 'n lewe van gebed, as kind van die Here, een van jou nuwe dinge wat jy doen, wat lekker is, en wat ook 'n dissipline is, en ook 'n opdrag is jy moet bid. Maar jy kan net vurig bid, wanneer jy nugter is, en wanneer jy selfbeheers is. 1 Petrus 4 vers 7. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan nugter, wees dan ingetooi en nugter om te kan bid. Wees selfbeheers. Ouers, jy kan nie aangaan en jou meer verloor, jou beheer verloor en sê wat jy wil en doen wat jy wil en dan jy miskien van jy bid, jy gaan dit nie reg kry nie. So om 'n kragtige gebedslewe te hê, kyk na jou lewe. Wees nugter, wees ingetooi, wandel heilig voor God. God ken jou hart. En wanneer jou hart reg is met die Here, kan jy met vrymoedigheid bid. Kom ons kom by vers 8. Ons moet mekaar vurig lief hê. Sê vir jou langs jou, ja, hoor jy? Okay, dit is jou vrou, sê vir die persoon voor jou. Hey. Ouens, ons weet dit. Dank die Here, ons beleef dit. Maar ons moet mekaar vurig lief hê en ons moet gasvry wees teenoor mekaar. 1 Petrus 4 vers 8. Hy sê, maar bo alles moet julle mekaar lief hê, vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte van sondes bedek. Daai sondes bedek beteken nie ek praat jou swakhede goed nie, maar wanneer ek lief is vir jou en jy doen verkeerd teenoor my, gaan ek dit in my hart vind om jou te vergewe want ek is lief vir jou. Dit praat van eintlik meer vergifnis as om sonde goed te praat. Jy het die konteks. Kom ons by vers 10. So hy nou gesê, breek. En nou praat hy, sê, julle moet 'n vurige gebedslewe hê. Julle moet mekaar vurig lief hê. Julle moet nugter wees. Dan kom ons by vers 10. 1 Petrus 4 vers 10. Hy sê, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Julle nie met mekaar net lief hê nie, maar julle moet mekaar dien. God het vir elkeen van ons eienskappe gegee, vermoëns gegee. Ons praat ook van geestelike gawes. Gebruik daai geestelike gawes in die gemeente. Bedien mekaar in die gemeente en so ook buite. Dien mekaar. Laat jou fokus daar wees. Here, waar kan ek dien? Here, waar kan ek bid? Vir wie kan ek bid? Vir wie kan ek iets beteken? Here het 'n hart, naam op my hart gelê. Dink die heel week aan iemand. Bid vir daai persoon. Bel daai persoon. Bemoedig daai persoon. Kry onderskeiding, die gawe van onderskeiding. Help waar jy moet help, die gasvryheid, al die dinge. Dis wat hy hierso sê. Kry jou fokus, jy's op 'n nuwe traject. En dan kom hy by vers 11. En dan sê hy, waar jy voorheen jou vleeslike begeertes gedien het, verander dit nou. En laat God in en deur jou lewe verheerlik word. Nou kom hy in vers 11, 1 Petrus 4 vers 11. Hy sê, as iemand spreek, as jy dan dit vir die Here doen, laat dit wees soos woorde van God. Ja, ouens, dink daaroor. Wat kom by ons mond uit? Onthou ons het gepraat van daai, wat ons mekaar gesê het, waar iemand sê, ja, maar juist maar, ek het dit net verloor. Ek het dit net verloor in my oomblik. Wat kom uit? Wanneer jy dan spreek, laat dit woorde wees van God. As iemand dien, as jy dan goed doen vir ander mense, laat dit wees soos uit die krag wat God jou gee. Sê, Here, U het my in staat gestel om te dien. Dis my voorreg om ander mense te dien. Ek doen dit met liefde, Here. Dankie dat ek gesondheid het en genade het om dit te kan doen en vir iemand anders 'n klip uit die pad uit te rol. Doen dit dan met oorgawe. Sodat God in alles verheerlik kan word. Sien jy, daar's weer die ding. Alles wat jy doen, laat jou motief reg wees dat God verheerlik kan word. Ek help jou nie sodat jy kan sê ek is ongelukkig. Ons sê baie keer, ons probeer nie brownie-punte skoor nie, né? Gaan nie oor dat, nee, dit gaan oor dat God jou seën. Dat God verheerlik word, Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom, tot en aan die ewigheid.
Ouens, kan ek dit opsom vir jou te sê, dit waarmee jy besig is, as jy 'n taak moet uitvoer, as jy besig is met iets, dan verg dit jou aandag. Stem jy saam? Veral as jy met 'n hamer werk. As jy met my. Dit moet nou logies. Of met 'n rolsaag. Of met 'n grinder, vra my. Jy let op wat jy doen. Jy sny nie jou vinger af nie. As jy werk, as jy 'n taak doen, ek maak dit 'n ligtelik, maar dis waar dit gaan. As jy 'n taak doen, dan fokus jy. Met golf help dit glad nie. Meer ons fokus soos skewers aan daai bal. Dis iets anders. Ek probeer dit nog uitvier, maar anyway. Kom ons hou dit dan. Maar ouens, eenvoudig, as ek 'n taak het, dan verg dit my aandag, dan verg dit my fokus. Wat probeer ek vir jou sê? Petrus kom en sê, maak 'n skoonbreek. Besluit of jy God wil dien of los het. Dood eenvoudig dit. Maar as jy 'n skoonbreek gemaak het, dan leef jy nou hierdie lewe. Jy moet 'n gebedslewe hê. Jy moet nugter wees, jy moet ingetoe wees. Jy moet liefde in jou hart wees. Jy moet gasvry wees. Jy moet mekaar, jy moet mense dien met hierdie genade wat God jou gegee het. Wees besig met die dinge van die Here. As jy praat, laat dit woorde van lewe wees. As jy dien, doen dit met blydskap. Fokus op wat jy doen. Want as jy op God se saak fokus en dit wat die Here van jou verwag, kan ek vir jou sê, as jy waaragtig besig is met God se werk, het jy nie tyd om droog te maak nie. Maar mense maak droog, want hulle het te veel tyd op hande. Want hulle is nie besig met die Here se saak nie. Maak dit sin? Ons gebedslewe, ons liefde, ons gasvryheid, ons diensbaarheid, en alles wat ek doen, sê, dink, is tot ere en verheerliking van God se naam. Ek het weggebreek. Die Here het my vergewe, dank die God wat dit by my sondaar vergewe het en my 'n nuwe kans gegee. Ek stap weg. Ek praat nie sonder goed nie. Ek het nie nog swak heretjies wat ek half hier in die agterkas koester nie. Dis die boodskap. Stryk by vers 11. Ons al vers 12 tot 22 is hier ons paar volgende week. Oor en oor kom hierdie boodskap van geestelike groei in Petrus se brief. Onder moeilike omstandighede, verheerlik God. Beweeg weg, jy's duur gekoop. Hou op met die nonsens. Moenie terughinker nie. Jy het klaar tyd gemors, jy het klaar jare gemors. Dank die Here, dis weg en verby. Maar dit wat jy oor het, die tyd wat God jou nog gee, dien hom voluit. As jy jou eindstreepie, soos ons nou praat van jou einddag, sou kon sien, ouens. Wat sou jy nie vir die Here wou doen nie? Met hoeveel siele sou jy nie nog vir die Here wou hê nie? Sou jy nie nog harder vir jou familie wat die Here nie ken, nog harder vir hulle bid? Sal jy nie nog meer liefde uitgiet aan mense wat het nodig het? As jy sien, ek het nog 'n klein stukkie oor. Ek vra. En dan hou ons besig met onbenullighede. Ling. En ons ruk ons op vir alles, en ons trek ons kyke op, en ons wange is 10 bar gepomp, as iemand jou per ongeluk nie gegroet het nie, en sulke nonsens. Kind van die Here, kom ons hou op met nonsens. En ons dien God voluit. Sluit jou oor vir 'n oomblik toe. Ek weet, hier is die gemeente, ons ken mekaar. Die meeste hier het 'n volkome besluit vir Jesus geneem. Dalk sit die een persoon vanoggend of iemand hier, terwyl ek nie regtig jou hart ken. Miskien as jy hier en jy sê, Pieter, ek hoor vanoggend wat jy sê, ek hoor wat die woord, ek hoor wat die Here gebruik my om met jou te praat. Ek hoor wat die Heilige Gees my sê. Ek het nodig om vanoggend 'n besluit te maak. Ek het 'n begeerte om 'n skoonbreek te maak met my ou mens, met my ou sondige lewe. Ek wil wegstap van dit wie ek is op die oomblik. En dit wie ek was. En ek wil Jesus in my lewe innooi. Ek wil vandag wil ek hierdie besluit maak. Ek wil 'n skoonbreek maak.
van my verlede. My sondige verlede. Dis waarvan ek praat. Miskien is daar iemand wat hier sit en sê, jong, ja, ek besef dit, ek wil die Here dien, en ek glo ek het my hart al vir hom gegee, maar ek was nog so, hier en daar was daar areas wat ek nog half gedink het, dis amper okay. Vanoggend het ek gehoor, die Here sê, ek moet skoonbreek, met enigiets wat sondig is. Ek moet klaarmaak met beselagtighede, ek moet die Here voluit dien, die dae wat hy nog vir my gegee het, wat nog oor is. So daar's twee groepe, iemand wat sê, ek wil vandag 'n besluit maak, ek het dit nog nooit voorheen gedoen nie, ander wat sê, wie wat, ek wil vandag 'n besluit maak, ek wil voluit vir die Here doen. As ek met iemand praat, as die Heilige Gees nou in jou hart iets wakker maak, en jy sê, sjoe, hierdie woord sny reguit na my hart toe vandag. Dan terwyl elkeen se oë gesluit is en ons in 'n biddende stemming is, dat die Gees van God nou sal werk en sal doen wat hy moet doen. Dat ek vir jou vra, as dit jy is, kan jy vinnig jou hand opsteek en ons gaan saam met jou bid. As hande wat opgaan, mense wat sê, Here, ek wil 'n skoonbreek maak. Ek wil alles, my hele lewe vir U oorgee. Ek wil deur die krag van God gelei word. Ek wil heilig maak en nastreef. Ek wil voluit lewe die dae wat U nog vir my oor het. En ek bely al die verkeerde goed wat ek gedoen het in die verlede. En U reinig my vandag. As hande wat opgaan. Kan ons as gemeente saam staan? Kom ons staan almal saam. Kom ons by onsself aan die Here. Die hande wat opgegaan het, is die mense wat 'n eerste besluit vir die Here maak nie. Staan mense wat sê, Here, ek wil voluit vir U leef, en ek wil niks terughou wat U nie behaag nie. Ek ervaar in my gees, dis eerder so 'n oorgawe van volkomenheid aan die Here. Kan ek en jy dit nie saam bid nie? Ons kan. Ons kan bid, sê Here, help ons om nooit sag te raak op die verkeerde dinge nie. Om het nooit goed te praat, om het nooit weg te praat nie. Help ons Here om nie net vinger te wys nie, maar met liefde, waar ons die geleentheid kry, met liefde. Dit was die vorige lesse, waar hy sê, doen dit met liefde en respek, praat met liefde, uit liefde met mense. Dan dink ek, almal van ons kan vandag hierdie gebed bid, sê, Here, hier is ons. Kan ons dit bid? So ek lei jou in 'n gebed, gemeente, jy hef jou hande op. As jy saamstem met ek bid, sê jy amen, dit is so. As jy self wil bid, daar waar jy staan, julle wat julle hande opgesteek en sê, skoon leef, 'n skoon breek met die verlede. Here, hier is ek, vat alles in my lewe, maak dit nuut. En wys al die dinge in my lewe uit, wat daar nog steeds betrokke is, wat U nie behaag nie. Jy bid hierdie gebed. Kan ons saam bid, jy kan net daar staan, in jou hart saam bid, jy kan saggies saam met bid, kan jou hande opsteek, maar dit is 'n ernstige oomblik voor God. Ek ingesluit, kom ons doen dit. Vader, ons wil in die eerste plek kom en ons wil sê, dankie vir U kosbare liefde, dat U ons so lief gehad het, dat U seun gestuur het. Here, ons kan baie keer sê, daar is groot sondaars, mense wat sulke dinge doen. Here, ons wil verby hulle kyk en eers na onsself kyk. Ons was net sulke sondaars. Verlore sonder U. U het ons net so lief soos U al die mense lief het op hierdie aarde. En U het by ons hart kom klop, Heilige Gees. Daar was 'n dag en datum wat ons gesê het, ja Here, ons wil U dien, ons wil klaar speel met ons sondige verlede. En die kruis van Jesus, dit wat ons gesing het, for God so loved the world, the power of hell forever defeated. Here het die mag van sonde gebreek, toe U uitgeroep het, dit is volbring. Daarom is ons nie meer dienaars van sonde nie, ons het weggedraai. Maar Here, hier is U woord, dis nou dalk niks niets nie. Dis maar net weer, wat Petrus met daardie gemeente praat, en so ook met ons, om te sê, dien die Here voluit. Moenie verslap nie. Moenie gemaklik raak met sonde nie. Moenie agter verskonings wegkruip nie. Die dae wat jy oor het, leef voluit vir die Here. Here, hier staan ons, en dis wat ons wil doen. Glo elkeen wat staan omdat hy moet staan, omdat hy wil staan, Here. Man en vrou, oud en jong, wat sê, Here, hier is ons, en ons wil U dien. Ons wil ons lewe uitleef, as Gods manne en Gods vrouens. En ons wil iets nalaat vir ons kinders, ons kleinkinders en agterkleinkinders, en 'n nageslag wat sê, daardie man, daardie vrou, het waarlik God geken. En hy en sy het met God gewandel. Here, dis die woord. Kry klaar, moenie hinker na die verkeerde nie. Moenie die verkeerde begeer nie, ons is elke dag in 'n stryd gewikkeld. Die druk word nie verlig nie, Here. Ons moet elke dag kies tussen reg en verkeerd. Maar U Gees is in ons,
En ons het 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Daarom bid ek vir my en ons bid vir die gemeente en elkeen wat volgens U staan. Here, laat ons U voluit dien. Ons het ons hand aan die ploeg geslaan en wil nie terugkyk nie, ons wil vorentoe weer. En hulle wat vanoggend hier sit en 'n hand opgesteek het om te sê, Here, daar's areas in my lewe wat ek nog nie volkome oorgegee het nie. Vandag maak ek 'n skoonbreek. Laat hierdie dag, hierdie datum, hierdie boodskap vandag daardie skoonbreek in hulle lewe sal wees. Om hiervan na vorentoe te stap en Jesus te verheerlik in alles wat ons sê, dink en doen. Dis my gebed in Jesus naam. Ons dankie vir hierdie byeenkoms, dankie vir elkeen wat hier was. Ons het so heerlik gesing en U aanbid en ons glo ons het U hart verheug, Here, deur lofprysing en aanbidding. Ons kon luister na U woord en mense het aandagtig geluister en ek bid Heilige Gees, laat hierdie dinge in ons harte maal, steeds vorentoe. Laat ons hierdie boek van Petrus vat en deurlees en hierdie gedagtes sement in ons binneste. Dat dit deel sal wees van ons groei. Dis my gebed in Jesus naam. Dankie daarvoor, Here. Amen.